Goeiedag, Vanessa Foster van die Bybel in 1 jaar saam met julle. Vandag lees ons saam uit Numeri hoofstuk 22. In hierdie gedeelte lees ons van koning Balak van Moab. Nadat Israel die Amoriete en Basaniete verslaan het, raak Balak baie bang. Hy besef dat Israel nie deur militêre mag gestuit kan word nie en besluit dan om hul geestelik aan te val. Hy glo dat as Israel vervloek kan word, hulle verslaan kan word. Hy stuur dan boodskappers na Bileam, 'n man wat bekend was daarvoor dat hy geestelike uitsprake gemaak het. Hy bied vir Bileam 'n groot rykdom, eer en aansien aan as hy bereid sou wees om Israel te vervloek. Nou alhoewel Bileam die Here geken het, begin ons reeds sien dat sy hart verdeeld was. Hy wou God dien, maar die belofte van rykdom en eer het hom ook aangetrek. In verse 9 tot 12 praat God met Bileam en gee 'n duidelike opdrag. Jy mag nie saamgaan nie en jy mag nie die volk vervloek nie, want hulle is geseën. God se wil was van die begin af baie duidelik. Maar Balak gee nie moed op nie. Hy stuur nog belangriker manne en bied selfs groter beloning aan. En dit openbaar dan iets van Bileam se hart. Hy vra weer vir God, nie omdat God se antwoord onduidelik was nie, maar omdat hy gehoop het, God sal van plan verander. Nou hoe maklik gebeur dit nie met ons ook nie. Ons vra soms weer en weer oor iets waarvan ons reeds God se wil ken, net omdat ons hoop, eintlik sal hy ons toestemming gee om te doen wat ons reeds besluit het. In vers 20 laat God hom toe om saam te gaan, mits die manne hom weer kom roep. Dit beteken nie God het van plan verander nie. Dit wys eerder dat God ons soms toelaat om ons eie keuses te maak, al ken hy reeds ons harte, motiewe en begeertes. Ons leer hier dat gehoorsaamheid nie net beteken om God se stem te hoor nie. Ware gehoorsaamheid beteken om ons keuses in lyn te bring met sy wil, selfs wanneer dit teen ons eie begeertes gaan. Vanaf vers 22 verander die toneel. Terwyl Bileam op sy donkie ry, staan die engel van die Here met 'n getrekte swaard in sy pad. Ironies genoeg sien die donkie die engel, maar Bileam sien niks. Die donkie probeer 3 keer uitwyk om Bileam se lewe te red, maar elke keer slaan Bileam maar, omdat hy gedink het sy is ongehoorsaam. Nou hierdie gedeelte wys hoe gevaarlik geestelike blindheid kan wees. Bileam was so gefokus op sy eie doel, dat hy nie kon sien dat God hom eintlik probeer beskerm nie. Dan gebeur iets buitensgewoon. God open die donkie se bek, sodat sy met Bileam kan praat. Daarna open God Bileam se oë, en vir die eerste keer sien hy die engel van die Here met die swaard. Skielik besef Bileam, die donkie was nie sy vyand nie, maar sy redder. Sien, soms gebruik God die eenvoudigste mense of onverwagste omstandighede om ons aandag te trek. Die vraag is ons bereid om te luister? Bileam erken sy sonde en sê hy is bereid om terug te draai. Maar God laat hom voortgaan met een voorwaarde. Hy mag slegs spreek wat God in sy mond lê. Nou wanneer Bileam uiteindelik vir Balak ontmoet, maak hy dit baie duidelik. Ek kan niks uit myself sê nie, en ek kan net sê wat God vir my gee. Nou wanneer ons verder in Numeri sal lees, dan sien ons dat Balak hom na verskillende plekke neem, in die hoop dat hy Israel sal vervloek, maar elke keer verander God die vervloeking in 'n seën. Dit is een van die grootste waarhede van hierdie hoofstuk. Wat God geseën het, kan geen mens vervloek nie.
En wanneer God sy hand oor iemand se lewe hou, is sy plan sterker as enige mens se plan. Ons sien ook uit hierdie hoofstuk dat dit vooruitwys na Jesus Christus. Die engel met die swaard weerspieël goddelike gesag en oordeel wat uiteindelik aan Christus behoort. Die donkie verteenwoordig nederigheid, dieselfde dier wat Jesus later as die nederige koning sou ry. Bileam se blindheid weerspieël geestelike blindheid wat slegs God kan verwyder. En God wat Israel teen vloeke beskerm, voorspel hoe Christus die seën van verlossing vir sy volk verseker. Die grootste les uit Numeri 22 is dat God nie net na ons woorde kyk nie, maar ook na ons harte. Bileam het uiteindelik gesê wat God wou hê hy moes sê, maar sy hart was steeds verdeeld. Die hoofstuk waarsku ons om nie net uiterlik gehoorsaam te wees nie, maar ook innerlik aan God oorgegee te wees. Mag ons elke dag bid dat God ons oë sal oopmaak, ons harte sal ondersoek en ons sal help om sy stem bo ons eie begeertes te kies. Sien, wanneer ons in gehoorsaamheid wandel, sal ons God se leiding, sy beskerming en sy seën ervaar. Mag jy 'n geseënde dag verder hê. Tot volgende keer. Totsiens.